Daar trek 'n koel met spoed. Hy's nat van Afrikanerbloed. En smart die boodskap wat hy voer. Hy kom uit Afrikanerroer. Hy kom deur Afrikanerhart. Slap sag trou hart, so wreed deurboor. Want trekkend jaar en stond, sal steeds die koel die boodskap sprei. En waar hy tref, heel nooit sy wond. En wat hy tref, dit heilig hy. Ons het hierdie toe man aangebrand. Ja, wat is die klagte, luitenant? Rebellie. Is jou naam? Josef Johannes Fourie. Ja, en... Commandant. Wat doen hom? 36. Dis jou kaart. Nou, lig jou zakken. Moet wat? Los. Wat los? Wat is jou naam? Johannes Petrus Fourie. Is jullie familie? Broers. Ons het gister by noodgedag gevang. Hulle 10 van ons manne doodgeskiet en 21 gewond. Jy was die kaptein in die burgermag gewees. En toe het jy oorgeloop na Beierse mense. Hier, wat is dit, hè? Verraad voor u. Luitenant, as dit alles dan nie mag gaan. Ons sal hulle toesluit. Bring eens weer ons. Kom. Kan ek iets vir jou doen? Wat kan jy vir my doen, dokter? Ek kan vir jou 'n verdowingsmiddel gee. Nee, dankie, dokter. Ek het my God. En dis al wat ek wil hê. Daar is iets wat jy vir my kan doen. Sorg dat my familie my lijk kry. Goed, ek sal kyk wat ek kan doen. Ek hoop tog nie, hulle skiet my in die gesig nie. Wil jy nie bid nie? O God, gee my die moed. Gee my die krag
Neem my hand en lei my deur die donkere dal. Ek lê my dierbares in u hand. Sorg tog vir hulle. Josef Johannes Verriens kom help vir teregstelling ter uitvoering van die vonnis geveld deur die Veldkruishof op 19 Desember 1914. Ek is gereed. Ek sal hier wag vir jou bid. Nee, vriend. Jy was by my die hele nag. Kom nou saam en sien my af na die huis. Die Here seën nie tot ons mekaar weer ontmoet. Ek het nie 'n blinddoek nodig, dankie. Jammer, dis die reëls. Peloton! Peloton! Aan! Dag! As ons die doodsvallei betree, laat ons elk aardse vriend alleen. Daar trek 'n koel met spoed, met spoed. Hy's nat van Afrikanerbloed en smart die boodskap wat hy voer. Hy kom uit Afrikanerroer. Hy kom deur Afrikanerhart. Slap sag trou hart, so wreed deurboor. Want trekkend jaar en stond, sal steeds die koel die boodskap sprei. En waar hy tref, heel nooit sy wond. En wat hy tref, dit heilig hy.
Ek is 'n boer en ek het my brood geëet, soms droog, soms met koffie, soos net ons dit maak, vroeg in die môre in Afrika, soos net ons hom ken. Ek het tou gelei in die land se warm son, met sy sonbesies, sy kweevoëls en sy warm lug wat eindeloos blink lê bo die Mopanies. Vroeg in die môre, in hierdie Afrika wat ek lief het. En ek het saans huis toe gestap, moeg van buk en kap en buk en kap om land skoon te maak. Ja, dit voel nogal heel aardig. Ek het as kind so baie keer met die bus hier in Kerkstraat verbygery. En ook altyd na hierdie begrafplaas gekyk. En nooit besef, die dag as 'n mens ouer is, dat jy so 'n groot belangstelling sou gekry het in die boerevolk van ons en ook die geskiedenis. En hier staan ons by Joppie Fourie se standbeeld, hier in die ou kerkhof, hier in Pretoria. Ja, en as 'n mens die datum so kyk, dan is dit volgende jaar 100 jaar terug dat Joppie Fourie, deur wat ek nog glo Jan Smit se boereverraaier was, doodgeskiet is. En soos wat die tannie vir ons vertel van watter tipe mens hy was en wat haar moeder haar vertel het, dan voel 'n mens nogal heel eienaardig as jy hierso staan. En ek sê dit vanoggend vir my vrou Annelie, dit is eintlik snaaks. Hoekom moet 'n mens eers doodgeskiet word? En daarna word 'n gebou of 'n plek of 'n instansie na jou vernoem. En dit is wat met Joppie Fourie gebeur het. Ek gaan nou vir u wys wat 'n plek is na hom vernoem. Ja, en Joppie, soos die tannie vertel het, was 4 keer opgegrawe gewees. En die Little Dip wat sy van gepraat het, baie van ons ken dit vandag. Dis nou nie spesifiek dieselfde middel nie, Jysvloed, wat kieme en goed doodmaak. En Little Dip is wat die boere gebruik het om hulle perde en hulle beeste in 'n drukgang deur te stuur, en dan word hulle onderdompel in die water, en dit help nou vir die borsluise en so aan om af te val van hulle. Ja, en hier lê hierdie groot boereheld, wat ook deur 'n boereverraaier verraai is. En soos hy gesê het, en ek glo dit, dat Jan Smits die aand, toe sy eie mense hom gesoek het, en vir hom gaan gevra het vir begenadiging, vir Joppie Fourie, dat hy daar in 'n trein gaan wegkruip het by Irene-stasie. En die tannie vertel ook, dat toe Jan Smits uitgevind het, dat hulle besig is om 'n petisie op te trek, toe het hy hierdie groepie mense en ook hierdie dominee laat weet, nee, maar hy sal hulle dan nou die Sondagoggend van die 20ste Desember, sou hy hulle dan nou te woord gestaan het. Ja, ook net so liegbek, soos baie van die ander boereverraaiers wat hulle eie mense verraai het. Want Joppie Fourie was daai Sondagoggend 5 uur al doodgeskiet in die sentrale gevangenis hier in Pretoria. Maar soos hulle sê, die wiel draai stadig maar seker. Dit is so. En ek dink dit is waarom Jan Smits ook nooit net te rustig gelê is in so Kamp Kerkhof nie, want ek dink van ons eie boeremense sou sy graf gaan verniel het, net om wat hy ook aan hierdie mense van ons gedoen het. Mense wat saam met hom geveg het in die Anglo-Boereoorlog. Mense wat dieselfde passie gehad het, wat ook gesê het, hulle sal nie toelaat dat hierdie Engelse hierdie land van ons oorvat nie. En ja, so het hy omgedraai. Ek lees ook in 'n boek van Martinus van Bart, wat hy sê dat generaal Dellery ook vir Jan Smits 'n drag slaag toegedien het met 'n sambok by Stormberg, omdat hy ook nie wil geluister het nie. Ja, en as jy vandag so deur Jan Smits se huis stap, ek is besig om so 'n dokumentêr ook te doen, en as u dalk van iemand weet of wat nie bang is om te praat oor Jan Smits, die boereverraaier nie,
dan moet jy my asseblief kontak. Maar oralste in sy huis het hierdie Engelse hom toegeprop. Ja, omdat hy sy eie mense uitverkoop het. Daar's ongelooflike goed wat in sy huis hang. En dit het alles van die Engelse afgekom. Dieselfde Engelse teen wie Jan Smuts gaan veg het hy net so omgedraai. Ja, dit is tragies ook as 'n mens kyk na hierdie monument van Jopie. Ek wonder hoeveel van ons eie boeremense kom loop nog vir 'n slag deur hierdie heldeakker hier in Pretoria. Ja, hier lê ook 'n paar groot name saam met Jopie in hierdie kerkhof hier in Pretoria. En Jopie, ek dink net soos ek sal baie ander boere van ons volk, die boerevolk, jou vandag gesalueer het, omdat jy opgestaan het en nie geskroom het om 'n standpunt in te neem, en nie soos hierdie ander boereverraaiers weggeskram het, en maar eerder gaan gat kruip het by die Engelse nie. En presies wat ek gesê het, dit is vir my baie en aardig, dat waarom moet 'n mens eers doodgeskiet word, en dan kry jy die eer agterna. En dit is dan ook Laerskool Jopie Fourie. In my kinderlewe het ek ook hier 'n draai gemaak, jare terug. En wat ek nog kan onthou is, ons het hier meneer Hans Kreer gehad, en ek het verskriklik baie pak gekry oor die terme van Torrimag 2 en Torrimag 3. Maar hier is dit Jopie Fourie Laerskool, wat genoem en benoem is na die volksheld Jopie Fourie. Ek is kaptein Engelbreg, maar almal ken my as Petro. Besoekerstye gaan wees van 9:00 in die oggende tot 04:30 in die middag. Naweke gaan op versoek wees, so jy kan my net skakel by die volgende nommer 082 37 42 426 om vir jou toer te reël. Ek doen dit met graagte. In 1983 net die boere van hierdie gemeenskap en die rapportleiers besluit hulle gaan nie so 'n geskiedenis laat opnuut gaan nie. Toe besluit hulle gaan hom weer restaureer sodat hy in sy oorspronklike vorm lyk nie. Toe nader hulle Pretoria se polisiemuseum in Pretoria, en dit was nog 'n kolonel Elers wat daar die kurator was. Toe vra hy of hulle sal hulp gee. Toe sê hulle nee, hulle sal instem en hulp gee en alles. Toe het hulle begin hulle restaureer tot die plek. In 29 Oktober 1983 toe wy hulle hom in as 'n museum. Maar toe het hulle nog nie iemand hier om hom te beman nie. En dit was nog generaal De Wit wat hom ingewy het. En hulle het dit was 'n hele groot berade en alles speeches en alles wat hy gelewer het. En toe in 1985 Julie, toe ek het by Pretoria se Polisiemuseum gewerk. Toe vra hulle vir my of ek nie hier na hierdie museum toe sal kom nie. En met daai tyd my man was van die Vrystaat. So toe sê ek nou okay, dis die eerste keer wat hulle eintlik 'n vrou verplaas en nie 'n man verplaas eers nie. Toe sê sy nou okay, ons sal Vrystaat toe kom as sy familie was in Bloemfontein gewees. Toe kom ek hier as die kurator van hierdie polisiemuseum en dit was Julie 1985. En in nou moet my datums reg kry. In 1987 het hulle hom as 'n nasionale monument verklaar. Jy sal die bronswapen hier buite sien. Pas ook soos goud op ander stele skrap. Dis om buite om hierdie polisiesel gaan beweeg, sal jy sien aan die buitekant het hulle die bronswapen opgesit wat hom as 'n nasionale monument verklaar het. Dis nog die ou een en nie met die nuwe regeringssinne nie, want hulle het hom in 1987 as 'n nasionale monument verklaar. OK. Nou iets wat ek geweldig interessant kry en ek het nou vir jou gesê, ek kry eintlik hoendervleis. Hierdie geskiedkundige deur van die boereheld Jopie Fourie, wat deur Jan Smuts gefusioleer is. Hoe het dit nou gebeur? Dit is, julle het ongelooflike goed hier binnekant. Die kyker kan maar self vir hom oordeel wat julle hierso het. En ek raai enige persoon aan, nee, as hulle op reis is, kom kuier vir 'n dag of vir 'n nagslaap oor hierso en kom besoek hierdie museum. Hoe het julle nou hierdie deur in die hande gekry? Want dit is so 'n geskiedkundige deur, alhoewel en die foto's wat julle het van Jopie Fourie daar binnekant is net ongelooflik mooi. Hoe het dit gebeur? Hierdie deur is geskenk deur Pretoria Polisiemuseum. Is eintlik geskenk deur 'n meneer mevrou
Ja. Pinaar, né? Ja, ek dink dis Pinaar. Nee, maak nie saak nie. Ek het die badge afgeneem. Ja, afgeneem, meneer mevrou Pinaar, né? Hierdie deur kom eintlik van Pretoria Sentraal se Polisie Museum af, né? En omdat hulle nie 'n sel daar het wat tot hulle beskikking was nie, het hulle gevoel hy gaan pas hier by 'n ou sel. Dis eintlik nie Ventersburg se geskiedenis nie. En dis hoe die deur hier opgeëindig het om in bewaring te bly. Maar dis nie Pretoria Sentraal gevangenis se deur nie, dit kom Pretoria Sentraal Polisiestasie deur. Dis waar agter hom gevange gehou het voor hom tereggestel het by Pretoria Sentraal. En jy sal sien, hy self was te ordentlik. Hy het niks krappe uitgegraveer agter op die deur nie, maar wel ander geharde misdadigers. Ja. Mei 1900 nee, die Engels hierdie dorpie moes binne geval. En tydens die Anglo-Boereoorlog net, omtrent die hele dorpie verwoes nie. Daar het net een huis oorgebly, was die tannie wat 'n joiner was nie. Haar hoeksteen is daar in die perdestalle in. Ek sal dit nou vir jou gaan wys. Toe het hulle met 'n skerp voorwerp die woorde RAMC 1900 op uitgegraveer wat staan vir Royal Army Medical Corps. Hulle het hierdie toe gebruik as kwartier in 'n hospitaal vir hulle omdat dit die stewigste gebou op die oomblik was en op die hoogste plek in die dorp geplaas was. Ons mense is baie besorgd oor spooke. Spooke dit. Ja. Ja, dit spook hier in die Wat gebeur? Daar word gesê nie, iemand het homself opgehang onder daai groot bloekombome, want die spyker is nog daar in die ding in die boomstomp ingekap. Nee, my gaan wys. Maar ja, ek sal jou gaan wys. Elke museum het 'n spook, nê? En ons spook sal in die aande hier van 12 uur af met daai swaar kettinge waaraan hulle voete so vasgeweet Wat so sleep. Sal hy nou om hierdie gebou beweeg. Baie van die polismanne wat baie kere tot baie laat aan hier gewerk het, sê hulle dit ervaar en al gehoor. Ek myself glo natuurlik nie in 'n spook nie, maar ek hou van 'n spookstorie. Kyk, jy sal my ryk as daar 'n spook is. Baie mense wat tot by hierdie plek kom, het hulle gestaan en sê hulle nee, hulle wil nie verder gaan nie. Ek vra hulle hoekom nie. Dan sê hulle vir my hulle kry hoendervleis. Hulle voel hier was mense miskien dood in die sel of iets weet. Dan staan hulle net hier. Hulle ander familielede en vriende en goed sal ingaan, maar hulle gaan ek het hoendervleis gekry toe ek hierdie deur sien van Jopie Fourie. Dis net vir my. Sjoe. Ek het nie woorde om dit te beskryf nie. Kom wys ons nog. Kantoortjie waar ons nou staan, was die staatsbevelhouer se kantoor. Hy's gebou so tussen 1902 en 1910. Dit was 'n tipiese ou twee-man polisiestasie, 'n sinkgebouetjie met mismure, oorspronklike houtvloere. Hier is nog al die oorspronklike meubels wat hier is. Ou boeke wat hier gebruik was, wetboeke, die Oranje Vrystaatse wette en dan 'n boek waarin hulle die postmortems ingeskryf het. Dit is iemand daai dag miskien oorlede is, hulle presies geskrywe waarna sy oorlede en wat het gebeur. En dan daar aan jou regterkant lê 'n boek op wat hulle patrollies in uitgewerk het, soos wat hulle die dag die patrollies sou gedoen met die perd. Maar jy het nou vir my iets ook baie besonders gesê. Die persoon wat die bekragtigingsbevel geteken het dat Jopie Fourie gefusioneer moet word, met ander woorde reggestel moet word. Sy foto hang ook hier binne. Ja, dit is ons kolonel Theodor Trieter. Kolonel Sir Theodor Trieter was die een wat dit bekragtig het. En dis nou die foto wat hier aan die muur hang. Dis reg. Destydse kommissaris van die polisie in 1913. Hier is die ou aanklagtekantoortjie, dis waar jy maar jou klag kom lê in die ou dae in. Dis die boekpers waar hulle eie boeke ons nou mooi weer moes reggemaak en met 'n leerband aangesit en weer die blaai mooi moes gegom het. Hierdie is 'n ja, jy kan wys. Een van die siffies wat hulle gebruik het tydens die wat is hy? Help my nou reg man. Resessietyd wat Smits afgesê dat jy nie mag witmeel en breinmeel. Ja. Dit is nie depressie nie. Tannie sal hulle baie mooi weet. Okay, maar ek weet die polisie het dit gekonfiskeer by jou huis. Sou hulle by jou huis kom en jy het miskien koek of brood aangebied met wat witmeel ingehaat het, dan wou hulle hierdie goed alles gehad en dan vir jou boete gegee. Jy mag daai tyd net breinmeel gebruik het. En baie van die polisie het daai tyd, omdat dit nou lus was vir ou wit skoontjie of 'n ding, het hulle met 'n lekker saam geëet en stil gebly. Ander het weer net die skoon geëet en dan net vir jou die boete of die goed gekonfiskeer. So dit kom uit die reses. Ek dink die resessietyd ja. Kom dit uit. Die laaste feebie wat hier gebruik was tot 1956 was hierdie polisiestasie in werking gewees. Toe is na die heilige polisiestasie toe daar in die Hoofstraat in. So dis die laaste feebie wat hulle geskryf het. Voorvalle boek waarin jy alles wat die dag gebeur het is hierin opgeteken. Daai uniform daar agter, uit watter tydperk kom dit nou? Hierdie was jou swart polisman
wat jou wag was, hier so swart konstabel se uniform. Hy kon of die helm het gedra het, of dan nou daai perderuiterhoed. Hy het ook nie 'n wapen gehad soos die ander polismanne nie. Vuurwapen nie, hy het met 'n knopkierie homself verdedig en dan die assegaai. Hulle was baie goed in 'n assegaai. Hulle het geweet hoe met 'n assegaai. Ousersand Kemp, nê, met die inwyding van die polisiemuseum, nê, het hulle hom die eer gegee om hierdie enkelkwartiere te kom oopsluit en vir hulle te kom vertel hoe dit presies gelyk het in sy dae toe hy hier geslaap het en gebly het. En hy was ook vir dapperheid het hy 'n erkenning gekry deur die koningin van Engeland omdat hy sy lewe gewaag het om sy lewe te gee vir sy staatsbevelvoerder. Nou wat het gebeur? Dit was 'n dag gewees wat hulle twee gevaarlike misdadigers aangekeer het wat met 'n kar deur die dorp moeilikheid gemaak het en goed. En toe het hulle ingebring aanklagekantoor toe, maar hulle het ook 'n onwettige wapen by hulle gehad. En toe wil hulle arresteer en toe ruk die Roelofse, die een gevaarlike misdadiger, toe die wapen uit en hy sê ek skiet jou sommer en toe sê jy gaan nie my staatsbevelvoerder skiet nie. Toe spring hy voor hom in. En as dit nie was vir 'n blikkie Kruiven sigarette wat in sy boonste sakkie gehad het nie, het die koel toe weggeskram en hy's toe net lig beseer en hy's toe in 'n hospitaal toe en goed. So dit is hoe die storie geloop het. En hulle het hulle toe aangekeer want hulle toe weggejaag. Hulle was van Johannesburg af en toe op pad Johannesburg toe gooi hulle die kar om. En toe hulle so gevang. Hier is die perdestalle wat gebruik is in al jare. Die baie voerbakke wat hier is, was deur die Engelse gebruik tydens die Anglo-Boereoorlog. Hulle het so baie perde gehad. Die polisie het net 3 perde gehad. Hulle name was Swankie, Zam en Lad. Hulle name was op hulle tandvleis uitgetatoeëer. Baie gedissiplineerde perde, as jy vir hulle gesê het hou hulle koppe regs of links, hulle koppe gedraai na 'n rigting. Hulle het hulle voete ook mooi opgetel wanneer hulle in die dorp af beweeg het met die patrollies. En as ek vir hulle sê wys my jou nommer, het hulle gums vir jou gewys waarop hulle nommer uitgetatoeëer was. Daar agter kan jy sien waar hulle name met hulle bordjies nog is, die oorspronklike naambordjies. En dan hierdie is 'n ou blaasbank wat hulle gebruik het om die perde die hoefysters mee te beslaan, vuur te maak by die perde vir hulle hoefysters. En dan hierdie is 'n baanmasjien. Die ander goed wat jy hier sien is eintlik maar meer goed wat op die terrein gebruik was deur hulle daai tyd, omdat hulle mos nou maar 'n skitkraal hier agterhoek het waar hulle die vee geskit het tot die boer sy vee kom terug eis het of kom betaal het om weer sy vee terug te kry. Daai is die oorspronklike kerwe daar agter jou. Hulle het hom weer teruggekoop by veiling in Kroonstad. Hy staan nie op sy oorspronklike plek. Dit was die kerwe wat hulle gebruik het om vir die perde voer te kerf mee. En dat hulle ook baie keer vir die perde 'n bietjie dagga gegee. Dis maar om hulle stamina te gee om by die plase uit te kom en om hulle patrollies so te doen. Latere jare het hulle 'n motordeur daar agter ingebou en 'n sidekar en die voertuie daar ingetrek en hierdie kant het dan hulle lijkskouings gehad. So hulle het postmortem ook aan hierdie kant gehad. So dis miskien waar jou spook vandaan kom. Ja. Ek wil net vir jou sê, spook het nie hier binne nie. Ek het dit nog nooit ervaar, maar die wat dit wel ervaar het, al sê hulle voel sulke. Jy voel vreemd hier binne. Ja, hulle voel vreemde goed, ja. So as dit nou iemand is wat met jou praat, is dit nou nie jou pel nie, dis iemand wat nou hier so rondhang. Moontlik. Goeiemôre. Ek is Emma Wessels. Ek is die kleindogter van generaal Bert Wessels wat gebly het op die plaas Strydfontein in die distrik Ventersburg. Hierdie plaas is in 1954 na die dood van sy vrou verdeel onder die 8 kinders. En die deel waar ons nou op is eintlik Strydfontein 211-4. Verstaan dat hierdie stam ook uitgemoor is deur Chaka se impies wat destyds gemoor het omdat dit lekker was. En op die oomblik behoort die plaas aan meneer Wynand Tron van Henneman, maar as u enige besoeke hier wil bring en na hierdie ruïnes kyk wat nog baie mooi deur die jare bewaar is, kan u die Ventersburg Toerisme Forum kontak. Ons sal vir u 'n nommer op die skerm gooi daarvan. En dit is hierdie deel moes ook baie waterryk gewees het met fonteine, want oral op die omliggende koppies tref ons hierdie stadte aan. Vandag kom die fonteine net, kan ek amper sê, begin loop as dit baie gereën het en is daar nie meer standhoudende water nie. Dit kon ook gewees het dat dit 'n rede was hoekom hulle weggetrek het. Die vermoede bestaan dat hulle uit die weste in hierdie rigting migreer het, maar daar is nie definitiewe bewyse daarvoor nie. In die 50s het professor Mack van die Durbanse Universiteit wel 'n site hier oopgegrawe
wat hy OXF1 genoem het. Hy het ook verskeie ander sites gemaak in Botawil, in Wimburg distrik en al die dinge wat hy ondersoek het en hy het sy M-teses daarop uitgegee. Ons is nou hier op die plaas Mooipan. Aanvanklik was die grond in Cronje besit gewees en hierdie kraal is vermoedelik in die 1880s gebou. 'n Kort geskiedenis tydens die ABO het die Engelse al die plase verwoes soos ons reeds weet. En toe die mense wat hierso was, sien die Engelse is in aantog, het hulle besluit om alles wat hulle van waarde ag, onder andere saad weg te steek. En in die kraal het hulle mieliesaad, koringsaad en voorsorgumsaad begrawe en met seile toegemaak en met sinkplate en toe die grond bo-oor gegooi. En na die ABO, toe die vrouens huis toe kom, het hulle die saad uitgehaal en onmiddellik begin saai omdat daar so vinnig as moontlik kos kon wees vir hulle. Die huis was 'n dubbelverdieping huis en omdat die mense aan boerekant geveg het, die Engelse die huis met plofstof verwoes, hulle het hom nie net afgebrand nie. Hulle het met plofstof verwoes en daar's nie eintlik 'n mirasie wat oor is, net 'n hoop klippe daarso. In die omgewing het ons heel wat potskerwe en patroondoppies, Martini Henry patroondoppe en punte ook opgetel. Kry julle ooit besoeke van sy voorgeslagte of nageslagte bedoel ek, wat kom kyk en sê hoorie my oupa of ons het verneem my oupa het hier gebly of iets van die aard? Ja, toevallig volgende week kom hier weer 'n persoon. Dis op sy bucket list om hierheen te kom. O, is dit? En toe kom kyk waar oupa gebly het. Ja, toe het ek van gesê hy's baie welkom. Toevallig volgende week. Ai, yes. Die ander is oor die wêreld versprei. Sommige is tot in Nieu-Seeland. Maar ons het nog so af en toe kontak met sommige van hulle. Ja. Ek kan net toevallig noem generaal Cronje. Dis generaal Cronje se grond gewees, AP Cronje, wat aan boerekant geveg het. Nou sommige van die ander kommandos tog ook hier aangedoen. En ek dink is Vader Kestel wat beskryf hoe hy een nag hier so by die Cronjes oorgebly het en hoe vriendelik die dames hom behandel het, want die generaal was toe nou weg saam met sy kommando. Hulle was toe nou hier aangewees net voor die verskroeide aarde beleid. En toe het hulle nou van hier af Henneman toe getrek en daar so 'n Britse trein ook beroof. Goed, hier is waar my oupa gevange geneem is in die brandwaterkom. En waar hy dan die eed van neutraliteit afgelê het. Nou volgens hierdie pas wat aan hom geskryf is, hier staan: The bearer, Mr. J.F. de Villiers, has permission to return to his farm Bethel in Senekal and remain there. He has been on commando. His arms have been taken away. He had taken the oath of neutrality. Dit is uitgereik op die 30ste van die 7de maand 1900. En dan die volgende dag reported in Senekal, die 1ste van die 8ste maand 1900, het hy dan by die magistraat in Senekal gerapporteer dat hy terug is in die distrik. Het jou ouma agtergebly toe op die plaas? Sy het agtergebly op die plaas. Hulle huis is afgebrand ook in die oorlog. My ouma het gevlug met die Ossewa en klein kindertjies op daai stadium en sy was die hele tyd in veld gewees. Hulle het haar nooit gevang, sy het nooit konsentrasiekamp toe gegaan nie. Ja. Maar en dan het my oupa dan as gevolg van die verskroeide aarde beleid het hy dan op 'n stadium besluit om sy eed van neutraliteit te verbreek en hy teruggegaan kommando toe en hy het as 'n bitter einde klaar gemaak met die oorlog. Was dit die rede gewees hoekom hulle huis toe nou afgebrand is? Ek weet nie of dit kan dalk die rede wees. Want as die Britte mos nou hier aangekom het en hy het hulle daai brief gewys. Ja. En hulle dan nou teen daai wense gegaan. Met ander woorde, jy het mos nou wapen neergelê en hulle brand nog steeds jou huis af. Ja, nee, ja, jy's reg, daai huis moes afgebrand het nadat hy teruggegaan het. Nadat hy teruggegaan het, ja. Ja, want dis wat hulle sê, sy het gevlug, sy was in die veld. En hoe het hulle toe weer bymekaar uitgekom, jou oupa en ouma? Ek weet nie hoe het hulle weer bymekaar uitgekom. Ek sê hy was toe nou nie weer gevang nie. Hy het toe nou maar klaar gemaak met die oorlog en het hulle maar op die plaas gebrei, jy weet, en ek dink so jy moet indink op daai tyd, soos my pa my vertel, hy het teruggekom, die plaas is afgebrand, hulle het nie vee of enigiets oorgehad nie. En toe het hy eendag gery en hy het iewers 'n blesbok kon skiet hier langs die pad.
hulle daarom kon vleis kry, dat hulle pad is dorp toe en so aan dit. So dit was maar tye gewees om weer op die been te kom na die oorlog waar alles verloor het. Ek is Jan de Villiers. Ek boer in die stadium hier in die omgewing. Die geskiedenis wat ek julle hier vertel, het afgespeel in die rebellie, die tydperk of tussen 17 en 18 November in 1914. Nou ons staan hier op die plaas Bronkhorstfontein. Ek dink voor ek julle dan net wil wys wat hier alles gebeur het. Ons staan hier op die bult. As jy kyk daar afkyk in daardie rand, daardie blink sinkdakkie wat daar uitsteek. As jy kyk hierso skuins agter my, teen die rand ver hier vandaan af is die plaas ongegind. Dit was ons Stefans Ferreira se plaas gewees. En dan op die linkerkant hier is Bronkhorstfontein se rande. Nou om die geskiedenis ver te gaan haal, of op die regte datum, op die 17de November, die oggend het daar 2 verkenners van kommandant Koen se kommando het oor die rand by ongegind gekom. Nou ons staan Stefans Ferreira se huis toe afgery na die huis toe. Binne in die huis was rebelle gewees, 5 rebelle. En daar was 'n konfrontasie gewees. Die 2 verkenners wat afgery het, een was 'n karremaker, Stefan is karremaker, die ander een was van 'n Merwe, het die bynaam gehad van Koster. Nou Koster van 'n Merwe was kommandant Bart Krog wat aan die rebelle kant was, 'n skoonseun. En daar was 'n konfrontasie by die huis en al 2 die verkenners is daar doodgeskiet, van 'n Merwe en karremaker is albei noodlottig gewond en doodgeskiet op die werf. Dit het gebeur die 17de November. So die aand het generaal Rautenbach se kommando het gestaan hier so op Parafontein, die plaas Parafontein. En die volgende oggend, die 18de, was kommandant Koen van die regeringsmagte se kommando's was in hierdie rande hier links van my gewees. Heel links op die punt agter is Damfontein. Van Damfontein se rande af, oor al hierdie rande so om, het kommandant Koen se regeringsmag gelê. Waaronder my oupa was dan ook Jan de Villiers, as kommandant gewees in die regeringsmag, was dan ook hier op die punt van hierdie rande gewees. Kommandant Koen het toe met sy kommando besluit om die regeringsmagte hier aan te val. En hy is in 3 aanvalle gedoen. Die een mag is uit Damfontein se rande aangeval agter. Die tweede mag het hierdie middelste gedeelte aangeval en die ander mag het agterom hierdie rand gekom van die agterkant af. So in hierdie gevegte wat hier plaasgevind het, is dan een van die regeringsmagte het gesneuwel hier en dan het hier 'n paar van die regeringsmagte het dan gewond. Die regeringsmagte het omdat die manne van agteraf omgekom het hulle op die vlug geslaan en is my oupa dan ook gewond in hierdie geveg wat hier plaasgevind het. En dan het ek nou sy geweer wat hy gehad het met die geveg, het ek hier as ook die bandelier en die bladsak wat hy aangehad het en waarop dan ook die koel wat deur die bandelier is, deur die koelpunt is op die bandelier waar die koelwond deur is. So dit is hierdie bladsak, bandelier en geweer is dan was in hierdie geveg betrokke gewees met daai slag van Bronkhorstfontein. So hier vandaan af het die regeringsmagte teruggetrek in Senekal se rigting en die rebelle het dan agtergebly. En dan 3 dae later om die verhaal verder te vertel, was daar dan was die rebelle magte nader aan Senekal by die plaas Fairview of Vraai Uitsig het hulle gelê en het kolonel Fouché van die regeringsmagte van Virginia afgekom en hier van agteraf van die plaas Skutters draai af het hulle aanval op die rebelle magte gedoen op die plaas Vraai Uitsig. Die rebelle het teruggeval in 'n randjie toe by Hillyside waar gevegte plaasgevind het. In daardie geveg is kommandant Bart Krog se seun Martin Krog is in die been gewond en generaal Rautenbach en dominee Roux, as ek reg is, of is Boshoff, is nou nie seker. Boshoff. Dominee Boshoff en generaal Rautenbach het hom dan daar na 'n plaashuis toe gevat waar hom agtergelaat het en waar hy dan dood is. Die tragiese verhaal wat dan hier afgespeel het is dat Bart Krog, sy seun en sy skoonseun binne 3 dae uitmekaar het verloor het in daardie gevegte en aan weerskante van die oorlog, een aan die regeringskant en een aan die rebelle kant. Dit is die tragiese verhaal van Bronkhorstfontein. Dankie. Is daar enige grafte hier rond? Daar is 'n graf hierso onder by op Bronkhorstfontein van die regeringsmag wat daai man wat daar gesneuwel het. Die vinger daar na die. So die koel is daar deur. Die koel is hier deur, ja, so hy's daar uit op hierdie. Daai presiese koel. Ja, hy's hier uit.
koel is daar uit, Ja. deur sy lyf en hier uit. En hierdie kant op die bladsak het hy hom hierdie kant ook afgeskiet. So hulle was so oor mekaar. Die bladsak is seker nou voor die koel gewees. Is jou oupa toe doodgeskiet? Nee, hy is net gewond. Net gewond? Ja. Die gewondes is hier in die huis behandel hier op Bronkhorstfontein. Daar is 'n foto ook wat ek het van die gewondes waar hy sit met die verband om wat hulle behandel het hier in die. Ek is Jan de Villiers, ons is hier op die plaas Bethel in die Senekal distrik. Die geval wat hier gebeur het plaasgevind tydens die Anglo-Boereoorlog en dit was waar kommandant Sarel Haasbroek gesneuwel het. Nou wat hier gebeur het is dat na 'n stukkie wat sy seun geskryf het wat saam met hulle was, het die gebeure vertel hier. Die Engelse kolonne was aan ons aan my linkerkant aan die weste kant van hierdie kop. By Doornkop was hulle besig geweest, Engelse kolonne daar opgetrek en hulle doel was om plase te verwoes en die vrouens goed bymekaar te maak. En die boerekommandos het met hulle slaags geraak, maar die boere het toe geretireer en kommandant Haasbroek, hulle het bietjie redelik uitmekaar gespat en hy het op daai stadium net 7 man by hom gehad en hulle het hier om hierdie kop gekom. En hier aan die ooste kant, aan die onderkant van die kop, is groot rotse. Daar het hulle perde gelos en hulle het hier teen die kop opgeklim om te kyk aan die ander kant waar is die Engelse en wat gaan hier aan. En terwyl hulle die opklim het die Engelse begin skiet met kanonne hier bo op die kop. En kommandant Haasbroek het vir sy manne by hom gesê hulle kan niks hier doen nie, hulle sal maar moet teruggaan. En toe hulle omdraai om terug te hardloop na hulle perde toe kom hier 'n klompie Engelse op hulle sy uit. En volgens die verhaal is dit die tweede sarsie wat die Engelse afgevuur het. Het 'n koel vir kommandant Haasbroek deur sy kop getref en hy is dood hier. En hierdie hoopie klippe wat hier lê is deur my oupa en ouma wat so 2 kilometer wat hier vandaan af bly. Die volgende dag na sy dood het hulle op sy bloed het hulle hierdie hoopie klippe kom pak. En kommandant Haasbroek is toe begrawe op die buurplaas op Deploysrus. En na die oorlog is hy herbegrawe op sy plaas Grootdam tussen Winburg en Ventersburg. En dan het ek dan ook hierso dan die foto van kommandant Haasbroek wat geneem is. Daar's 'n foto waar hy lê, wat hy hier lê waar hy sy sakke uitgedop het om te kyk wat hy alles by hom het. So die foto is dan hier op hierdie presiese plek geneem waar kommandant Haasbroek gesneuwel het. Tja. Het julle enige kanonkoels, doppies hier opgetel of jy tel maar punt en bomskerwe en goed op. Ek het 'n paar goed wat ons hier opgetel het in die rande. Hier was maar oral in hierdie rande is daar bomskerwe en goed wat hier lê, kartetse wat hulle geskiet het. Ja. So jy het maar gevegte plaasgevind in die omgewing. En wat is julle plaas se naam hierso? Bethel. Bethel. Dis reg. Okay. En jy's die derde geslag nou op die plaas. Die derde geslag, ja. Jan, baie dankie man. As mense sien waar is ons vandag, sal hulle waardeer die moeite wat ons doen om mense soos julle te kry in Tally om ons hierdie plekke te kom wys. Ja, baie dankie. Dit word opreg waardeer. Dis 'n plesier. Hier waar ons nou staan, net so links van my agter hierdie rand, is ook die plase Hillyside en Rosendal waar die gevegte plaasgevind het met die rebelle en die regeringsmagte waar kolonel Forsie van die regeringsmagte generaal Rautenbach se rebelle aangeval het op die plaas Fairview. En by Hillyside was die geveg plaasgevind en die rebelle het teruggeval en dis waar Martin Krog, die seun van kommandant Krog, dan nou deur die been geskiet is en waar hy dan dood gegaan het of dood gebloei het op die plaas Rosendal. So dit is ook net 'n paar kilometer hier agter ons waar dit plaasgevind het. As jy nou praat van die rebelle, sluit dit nou die rebelle van die Stormberge in of is dit nou die Vrystaatse rebelle wat hierso geveg het? Nee, dit is die Vrystaatse rebelle wat hier geveg het. Want hulle het op 'n stadium saam met die rebelle van die Stormberge geveg. Die kolonel Forsie wat jy van praat, is dit nie kommandant Forsie nie? Hy was kommandant Forsie wat in die Stormberge geveg het. Regtig? Dit was hy gewees en toe is hy nou na die Boereoorlog is hy tot kolonel bevorder in die regeringsmagte. En dit is dieselfde kolonel Forsie wat die mense hier aangeval het, die kommandant Forsie van die Stormberge. Ja, ek gaan nie glo wat ek jou nou vertel nie. Ja. Ek het nou net 'n dokumentêr klaar gemaak oor die rebelle van die Stormberge. En ek het sy graf gaan afneem. Ja. In Swartruggens. Hy is as 'n armlastige daar dood. Hy het diamante gedelf. En hy was bekend gewees as die De Wet van die Stormberge. Ja, so hy het in hierdie area ook geopereer. Hy het hier geopereer, ja. Ja, hy het hier geopereer. Ek kan dit nie glo nie. Ja, dit is kyk, hy was as jy daai boeke lees by Virginia, kolonel Forsie van daai Virginia wat generaal De Wet daar
Dit was kommandant Forsier van die Stormberg. Nou ek het nou vir die hele Ja, ek weet hy's toe oor is Suidwes toe, het hy mos agtergebly daarna hy daai dinge gaan deelneem en hy daar agtergebly as 'n polisieman in Duitswes gewees en toe hy later teruggekom as Delwer. Kyk toe Jan Smits oorgeloop het na die Britte toe. Het hulle by Kraddock bymekaar gekom en toe het hy vir kommandant Forsier geroep en gesê hoor die oorlog is verby. En toe het kommandant Forsier se kommandolede gedink hoor hierson nee maar hierdie ding was van voor af uitgeklaar en hulle wil hom toe daar doodgeskiet het. Toe trek hy sy hemp uit, toe sê ja, skiet my hier in my boerehart as julle dink. Nee, ek het julle verraai. En daar op Kraddock is hoeveel rebelle in hegtenis geneem. En hulle het die slegste van almal afgekom. Hulle perde was gevat. Hulle het letterlik niks oor gehad nie. Ja, interessant wat ek jou weet die stories rondom die boereoorlog en die goed. Ek het nou eendag vir Tally vertel. Ek dink daai met daai ander file skies die rondstuur hierso. Dis my sidekick. My oupa was in die oorlog, in die boereoorlog was hy 'n veldkornet geweest. En met die wat generaal Prinsloo hier by die brandwater kom oorgegee het. Toe het my oupa ook daar oorgegee saam met die mense. En maar hy het toe die eed van neutraliteit afgelê. En so toe is hy nou nie weggestuur op 'n skip nie en hy het toe nou gesê right, hy gaan plaas toe kom, hy sal nie meer verder in die oorlog aangaan nie. Toe het hy teruggekom plaas toe en hier aan die ander kant is lande en hy was by die lande besig geweest. Toe hoor hy daar klap 'n skoot by die huis. Toe hy by die huis kom daar onder, toe staan my ouma daar, toe was daar een van die burgers geweest wat gesê het hy kom hom dwing, my oupa dwing om terug te gaan oorlog toe. Hy sê as hy my oupa in die hande kry, skiet hy hom dood asof hy nou sy hond doodskiet. Hy skiet sy hond dood voor sy agterdeur. In elk geval toe het die Engelse begin met hierdie verskroeide aarde beleid om die huise en die goed af te brand. Hulle het my oupa se huis self afgebrand. Die huis staan nog daar met die rooi klippe en die goed, die gebou is nog gestaan nog. Hy's nie meer daar nie. Kan julle daar gaan wys. En toe het my oupa gesê maar die Engelse doen ook nou alles verkeerd. En toe het hy besluit om sy eed te verbreek en hy teruggegaan komando toe. En toe hy terugkom by die komando toe het hulle gesê maar hulle gaan hom sy rang teruggee. Toe sê nee, hy's nie waardig om 'n rang te hê nie. Hy het 'n eed verbreek. Hy het die oorlog tussen bitter einde klaar gemaak as 'n gewone burger. Ja, so dis die storie van my oupa ook nog in die oorlog. Maar daar's 'n boekie geskryf, ek weet nie of julle hom gelees het nie, Ons Berry. Nee. Ons Japie, ekskuus, Ons Japie. Dis die boekie. 'n bietjie af. Die boekie Ons Japie is geskryf deur my oupa se suster se dogter. Hulle het op die plaas Abrikooskop gebly in Ficksburg. En sy het dagboek gehou van die oorlog en sy het hierdie verhale het sy neergeskryf soos my oupa vir haar ma gaan kuier het en gepraat het hoe die ding hom kwel en hoe dit hom pla en wat hy moet doen en hoe hy moet teruggaan. Dit is alles daar neergeskryf in die boekie van haar. En dit is ook my oupa se broer. Ons Japie is haar een broer wat dood is in 'n konsentrasiekamp, sy het die boekie aan hom opgedra. En dan my oupa se ander broer het gesneuwel op Platrand waar hy daar in Newcastle. Ja, waar die Engelse loopgrawe. Lady Smith bedoel ek, ja. En daar's 'n gedenksteentjie ook opgesit waar hy die loopgrawe uitgestorm het en op Engelse met sy pistool geskiet het. En die verhaal is dat die Engelse offisier agterna vir die boere gesê het of vir my sy broer toe hy sy lijk gaan haal het gesê het hy's 'n baie dapper man wat daar geveg het die dag. Hy wil hom gelukwens met sy broer wat so dapper geveg het. Dit is ook die storie van ons de Villiers, ek weet nie, ek het ons verklap weg van die militêr. Al my oupas was almal maar iewers daar in die weermag of kommandant Paul de Villiers hier van Ficksburg was my oupa se broer en so ons is almal half militêr. Almal militaristiese mense. Half klap weg. So seker kry maar seker my gene van hulle af. Ja. Ag, dankie Jan. Dit was nou interessant. Ja, jessie man, dit is om nou weer hier te staan om te dink daai de wet van die Stormberge het in hierdie wêreld geveg. Dis net weet baie oud nie, jy het nie altyd woorde om dit te sê nie, maar baie dankie. Genaamd Paardeberg. Ek bly hunker na jou. Sou jy ook nog bestaan? Maar die kimme bly blou, watter koers ek ook gaan. Ek het lankal vergeet van
rigting en tyd, want ek soek jou planeet en die heelal is wyd. In die swayende ruim sing die stilte sy lied, en die donker is al wat my heen kome bied. Maar ek loop sonder rus, want iewers is jy, en ek loop onbewus by die heelal verby. In 'n tydlose nag bly ek roep, waar is jy? Skuif jou donker gordyn oop en laat een ster brand vir my. Ons is nou hier op die plaas Paddafontein, Ventersburg distrik. Tydens die Anglo-Boereoorlog het die kommando van generaal Philip Botha eendag hier aangekom en hier kom uitkamp. Die kommando tussen die huis en die kraal het hulle uitgekamp. Die generaal en Vader Kestel was gelukkig om in die huis te kon bly. Daai nag het dit aan reën gegaan. Dit het die volgende dag en die volgende nag om mekaar gereën. Hy sê dit was 'n geweldige papery as gevolg van die perde in die omgewing wat als modder getrap het. Met die gevolg is, of die probleem was, die burgers het nie tente gehad nie. Hulle moes onder komberse sit en skuil. Party het 'n seiltjie gehad, maar dit was redelik chaoties geweest. Die plaas het destyds aan 'n potgieter behoort en hulle wil toe by hom weet waar kom die naam Paddafontein vandaan, of hier baie water is. Toe sê hy nee, die teendeel is waar. Hy het die plaas gekoop by 'n Gideon Skeepers. Nou weet ek nie of dit dieselfde Gideon Skeepers is wat later in die kolonie tereggestel is nie, maar volgens die Gideon Skeepers was hier net genoeg water vir een padda op die plaas, dus so kom hy op Paddafontein genoem.
Gustav Potgieter hier van Ventersburg. Dit is 'n belewenis om so groot orgel te kom speel en soos net gesê ja, die mense wat werklik baie goed kan orgel speel, hierdie orgel bring dan veel klanke uit hoor. Mense kan dink nie. Ek speel nou so 3 jaar hier by die NG Kerk orgel. Voor dit het ek so 3 jaar by die AP Kerk op Hedemond gespeel. Maar ek het musiek op skool gehad. En snaaks en ons het as kinders 'n orgeltjie in huis gehad, 'n huisorgel in Laurie. Maar dis maar waar dit gebly het basis. En na die tyd maar so 'n bietjie orgellesse geneem, nie vreeslik wat wonders nie. En ons het in Pinkster ons 2 dienste, een in die middag en die aanddiens en toe was die huidige orgelis wat hy was, sy het skool gehad, kon sy in die middag speel, toe vra hulle my ek moet kom speel. Toe ek maar op die klavier gespeel en ek het toe nog nooit die orgel gespeel nie. En hier in die middel van die reeks het dat ek die orgel bestyg. Hoe moet jy kom sit en speel en van 12 het ek minuut gespeel, ja. Nou kyk, is 'n Maserati van orgels hierdie hoor. Dis nie my enige weet ja. Met die vol bas met hy ja. Hoorie maar nou, wat 'n ervaring kry 'n mens nou as jy nou op so 'n pragtige instrument speel? O nee, dis kyk, is meestal Christelike liedjies wat jy nou speel, maar wat gaan deur mense gedagtes as jy so speel? Nee, so sê wat jy vergeet van alles, ek bedoel wat jy die wonderlike klank wat ek kan doen basis, jy weet ja. Nee, wat so sê wat jy is heeltemal op 'n ander stasie. Ja. Hoe lank speel jy nou al orgel? Kerkorgel is so 5 jaar, ja. 5 jaar. 3 jaar by die AP en nou sit ook al met 3 jaar by die NG Kerk. Ja. Nou kan ek nou vir jou vra, kan jy vir ons jou gunsteling liedjie speel? Ene wat altyd na in jou hart is en hoekom is dit so 'n gunsteling liedjie vir jou? Hier is 'n mooi liedjie wat in die liedboek 190 loof die Here uit die hemel. Hy is snaakse mense sing hom nie baie en maar dis 'n baie mooi liedjie wat jy speel. 199. En wat beteken hy vir jou? Hoekom het dit so 'n spesiale plekjie in jou hart? Want 370 ook in die liedboek is dieselfde wysie net in 'n ander sleutel geskryf basies wat dit 'n kerklied is basies. So dis so 'n dubbelsinnig basis. En dan of eintlik wil ek sê hierdie ene lied 200. Ja. Hy gaan ek net vir jou speel. Hy kom nog toe ons kinders was. U goeie diere kan ons sê by daai ou lied hier. Ja. Hy's in liedboek 200 ja. So ek gaan hom vir jou speel. En dit beteken baie vir jou. Ja. Hoekom? Dis as kind was dit baie net 'n mooi wysie geweest weet jy. Ja. Dit kom van kinderdae af basis weet jy. Hierdie lied 200 ja. So ek gaan vir jou speel die eerste versie en dan die tweede een is in 'n hy sê regie dan gaan hy afsteel. Reg. Baie dankie. Interessante staaltjie rondom die rebellie. Die dag voordat generaal De Wet se kommando by Ventersburg verbygetrek het, is hier 'n nagmaalsdiens gehou. En die regeringsmagte wou baie graag die opstokers in hegtenis neem, maar om dit buitekant in die openbaar te doen sou 'n opstand teweegbring. Toe besluit hulle gaan die generaal Bert Wessels en Edwin Conroy probeer uit die kerkdiens uitlok om in hegtenis te neem terwyl die gemeentelede in die kerk is. En hulle manier wat hulle dit gedoen het, die deur was glasvenstertjies gehad met loergaatjies in.
En hier het hulle deurgekyk om te kyk waar die twee generaals gesit het. En toe hulle sien waar sit hulle, oopgemaak en vir generaal Bert Wessels nader gewink om uit te kom. Die gemeente het intussen agtergekom, hier's iets aan die gang, en daar was 'n effense roering. En generaal Bert Wessels om die ontwrigting te stop het besluit om maar op te staan en uit te gaan. Edwin Conroy het egter besef wat aan die gang is, en op daai oomblik terwyl die preek aan die gang is, het hy opgestaan, gesê, Dominee, stil, oom Bert, sit. Toe is daar chaos. Met ander woorde, die diens kon nie verder aangaan nie, en almal het die kerk uit gegaan, maar hulle is toe ook nie gevang. Toe die kerk verwoes is tydens die Anglo-Boereoorlog, het die Britse troepe die kerk geplunder, en onder andere die nagmaalservies het hulle saam met hulle geneem. En een spesifieke beker het na lang omswerwinge in die VSA beland, waar hy Suid-Afrikaner om toevallig in 'n pandjieswinkel raak geloop het, en toe nou weer aan die gemeente kom terugbesorg het, na al die jare. Na 100 jaar was hy weer terug op sy plek gewees. Eers van Suid-Afrika af, Brittanje toe Frankryk toe, en toe VSA toe, en terug Suid-Afrika toe in 100 jaar se tyd. Ons is nou in die NG Kerk Ventersburg, het 'n paar interessante feite omtrent hierdie kerk. Die tralieheining rondom die kerk dateer van voor die Anglo-Boereoorlog, saam met die kloktoring. Dis al wat oorgebly het van die oorspronklike kerk, wat voor 1900 hier gestaan het. Die res is als afgebrand tydens die Anglo-Boereoorlog. So hierdie kerk wat ons nou in is in 1912 voltooi. Die pilare is hier so ingebring met 'n ossewa, waardeur, hier was 'n opening aan my linkerkant by hierdie venster, waardeur die ossewa ingekom het in die kerk in, want hy voor die preekstoel gedraai, omdat hierdie pilare is soliede metaalpilare, want die ossewa kom stil hou op die plek waar die pilaar afgelaai moet word, en dan is hy met 'n katrol hier opgehuis om op sy plek te sit, omdat hulle so swaar was. Daar was nie 'n ander manier gewees om hulle hier te kry nie. Oom Roy-Jan Potgieter het die vervoerwerk gedoen hierso, onder andere die pilare hierheen gebring, en meeste boumateriaal ook met sy ossewa, en die hoekpaal hierso in die tralieheining het 'n lasplek in, soos almal kan sien, en hy het met sy ossewa te naby aan die heining gedraai, en die heining gehaak en die paal afgebreek, en hy het ernstig om verskoning gevra vir die kerkraad, en onderneem om die hoekpaal te herstel op sy eie koste, en dis hoe hy dit gedoen het in 1912, en dis nou 2016, en hy hou nog steeds. Hoeveel gemeentelede is julle vandag in die kerk? So 200 volwasse lidmate. Ja, dis pragtig, die orgel, en dan is dit seker nog mooier as almal nou so saam sing, nee. Ja, dis pragtig, dis 'n belewenis. En wie is julle huidige dominee? Dominee Andries van Rooyen. Goed. Kan ek vir 'n ander interessante storie vertel ook van hierdie wêreld van ons op hierdie plaas Deploysrus? Ja. Ek weet nie wie is die mense wat daar gebly het nie. Die meisietjie daar gesit, en dan verlang sy na haar kerel wat op kommando is. Dan sit sy op die randjie, en toe het sy liedjie geskryf van die blou en berge. Ja. Die blou berge wat hier lê. En dit is waar die liedjies van die blou berge. Moet... Die verhaal loop dat hier agter op die plaas Deploysrus het daar boere gebly, en met die Anglo-Boereoorlog het die meisie, was haar kerel op kommando gewees, en sy het baie verlang na hom, en dan het sy daar bo op die randjie gaan sit, bo kan die opstal, en dan kyk sy na hierdie blou berge hier agter my, en dan verlang sy na hom, en sy het 'n liedjie geskryf, Die Blou en Bergen, en ons vermoed dit is waar die liedjie, al het die berge nog so blou, sy oorsprong gehad het. Kan jy die meisie se naam onthou? Ek weet nie wie daar gebly was. Hoe het julle aan dit, is dit maar net oorvertellings? Ja, dis maar oorvertelling. Ek weet nie waar dit is, iemand het dit vir my vertel, maar ek kan nie nou herinner wie dit vertel nie. Maar dis maar so deur die familie wat dit vir my vertel het. Nou, omdat dit nou, vir my is dit nogal baie roerend. Dink ek, ja, kom ons dra, terwyl ons hier vandag staan, en as dit wel so mag wees, ter ere van haar, hierdie liedjie, ek sal die regte materiaal hier insit, nee, en daai liedjie, al het die berge nog so blou, ter ere van al daai boere en noontjies, wie se jong mans, wie se jong kerels moes gaan veg het, vir 'n volk se saak, vir jou vryheid, nee, dra ons hierdie liedjie, al het die berge nog so blou.
Nou ja, toe. Hoekom die storie vertel? Enige nasie, net soos enige mens, wat nie onthou wie hy was nie, sal nie weet wie hy is nie, en kan nie droom oor wat hy nog kan wees nie. Maar dit is makliker om te kyk as wat dit is om te sien. Hulle noem my siener van Rensburg. Ja, ek sien. Maar elke mens, elke volk, elke land, as hy versigtig kyk met die oë van sy siel, sal hy dit sien. Al lyk die toekoms hoe dood, hoe donker. 'n klein kool wat gloei in die wit as van sy verlede. En al wat nodig is 'n klein stukkie harde hout en 'n wenkie van verandering. Kyk, en jy sal sien hoe hoog brand daai vlamme.